Lyk heel snaaks vanmôre hiervoor, ek is ook heel confused. Dat my ek sê, ek mag nie agter die preekstoel staan nie, so vat hulle hom weg. Is jy bly met die huis van die Here te wees? Jy het 'n goeie week gehad? Was die Here vir jou goed? Moet ek amper vir jou vra, wat het hy gedoen? Baie. Soos daar die Mara altyd sê, ek was op sy wakker word lysie. Ek kon elke oggend opstaan en die goedheid van die Here ervaar in ou se lewe. En ons is vanmôre dankbaar. Jy gaan nou sien, vanmôre lyk dit bietjie anders hiervoor. En soos ons afgekondig het, is lekker ons Kerssaamdiens. En ek hoop elkeen het 'n boekie gekry, daar gaan nie woorde op die TV's wees nie. En as jy nie 'n boekie het, is daar nog boekies, Teresa? So 1 of 2, so as jy ene kort, hol gou, jy gaan met saam sing sonder 'n boek. En ons gaan sommer die hele oggend, gaan ons lekker ons Kerssaamdiens hê, en gaan ons die naam van die Here groot maak. Ek wil jou uitnooi, dit maak nie saak nie, as jy wil sit, kan jy sit, as jy wil staan, kan jy staan, daar stukke wat ons gaan saam sing, en stukke wat iemand gaan sing, en jong, dit is net 'n lekker oggend, in die teenwoordigheid van die Here. So neem deel, en kom sing lekker saam met ons. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, baie dankie vir hierdie oggend, wat ons so in die naam kan open. Here, daar is geen ander God soos U. Here, U is die groot ek is. Die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Die een waaroor alles gaan. En soos as jy agtergebid het vanmôre, Here, as dit nie vir die geboorte was nie, wie sou vir my aan die kruis gesterf het? As dit nie die een aan die kruis was nie, wie sou vir my opgestaan het, en die dood oorwin het, en my regverdig verklaar het? Maar daarom kan ons vanmôre kom, en ons kan dankie sê vir die geboorte van Jesus Christus, die een wat vir ons gelewe het, sodat ons vandag kan lewe. En help ons, Here, waar ons hierdie diens vanmôre nie na open, dat ons dit nie sal doen, Here, om mense te beïndruk en om mense te please nie. Here, maar dat U vanmôre eerste gestel sal wees. En dat U, Here, ons fokus sal wees vanmôre. Is ons gebed in Jesus naam. Amen en amen. Soos ek gesê het, U is welkom om te sit te staan, net soos die Here jou lei. Alright, Psalm 98, vers 4 tot 9 sê die volgende. Juig voor die Here, o ganse aarde, breek uit en psalm sing. Psalm sing tot eer van die Here met die siter en met die stem van gesang, met trompette en basuingeklank. Juig voor die aangesig van die koning, die Here. Laat die see bruis en sy volheid, die wêreld en die wat daarin woon. Laat die riviere in die hande klap, die berge tesame jubel, voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel, en hy sal die wêreld rig in geregtigheid en die volke met reg. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, en dat julle vandag in die stad Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. Of His love and wonders of
Die herders van Bethlehem, en daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel, en die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. Daar sy, terwyl ons staan, gaan ons ook regmaak vir die offerhande hier in die begin van ons sangdiens vanmôre. So terwyl jy dan jou geldjies in jou hand vashou, kom ons bid saam.
Here, baie dankie dat ons vanmôre net kan verklaar, Here, dat ons is afhanklik van U. Here, U is die een wat ons voorsien. U is die groot voorsiener in ons lewe. En dankie dat ons vanmôre kan weet, dat U het ons so lief, dat ten spyte, Here, van alles daar buite, U nog steeds vir ons opgee, en vir ons iets gee. En daarom, Here, wil ons vanmôre uit gehoorsaamheid kom, en vir U kom teruggee, wat aan U behoort. En dankie, Here, vir elkeen, wat sy hart vanmôre is om te gee, Here. Ek bid dat U elkeen vanmôre sal sien, en dat U die sluise van die hemel oor hulle sal oopmaak, Here. Elke besigheid, elke huishouding wat vanmôre verteenwoordig word, Here, dat U hulle sal bless, Here. Ver bo wat ons kan bid of dink, is my hart vanmôre in Jesus naam. Amen. Vers 1-6. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is die dag van koning Herodes, net daar by manne aan die ooste in Jerusalem aangekom en gesê: Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontstel en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het aan die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê: Te Bethlehem in Judea, wat so is daar deur die profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, land van Juda, is volkster, nie die geringste onder die voorste van Juda nie. Want uit jou sal die leidsman voorkom, wat vir my volk Israel 'n herde sal wees.
Ja nou weet ons maar oor hierdie
Jesaja 7 vers 14. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maag sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Lukas 2 vers 4 tot 14. En Josef het ook opgegaan van Galilea, uit die stad Nasaret, na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, om hom te laat inskryf saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dag vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Die herders van Bethlehem. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring 'n groot tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore, in die saligmaker van wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind, wat in doeke toegedraai is, en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense 'n welbehaag. Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, die heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Celebrate the
om te bevry, die mensdom van die sonde, sy volk te red van die dood en die smart. En nuwe hoop vervul die hele aarde, toe daardie nag gebore is die Heer. Kniel voor hom neer, kom loer hom na waarde. Dis Kersfees, dis Kersfees, die Heer daal tot ons neer. Dis Kersfees, dis Kersfees, die Heer daal tot ons neer. Met bly gemoed, laat ons tesame naan, na daardie krib van die heilige kind. So het die wyse voor sy weg vergader en voortgelei deur die ster omgevind. Ons kan hom nooit na waarde prys en loon vir ons gebore en vir ons gelei. Almal saam verhef die stem na bowe. Dis Kersfees, dis Kersfees wat ons aan Jesus wy. Dis Kersfees, dis Kersfees wat ons aan Jesus wy. Lukas 19 vers 37 en 38. En toe hy al naby die afdraand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys, met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het, terwyl hulle sê: Geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. Psalm 95 vers 1 tot 6. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig ter ere van die rots van ons heil. Laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lofsange hom toejuig. Want die Here is 'n groote God, ja, 'n groot koning bo alle gode, in wie se hand die diepste plekke van die aarde is, en die toppe van die berge is syne, aan wie die see behoort wat hy self gemaak het, en die droë land wat sy hande geformeer het. Kom, laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Come and be all.
toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Openbaring 17 vers 14. Hulle sal teen die land oorlog voer en die land sal hulle oorwin. Want hy is die Here van die Here en die konings van die konings. En die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Ek staan in Jerusalem en sien die tempel daar. Ek hoor die sang van kinders met soos hulle loop. En soms in hulle loflied wat selfs die hemel hoor. En soms in hulle loflied wat selfs die hemel hoor. Jerusalem, Jerusalem.
gesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Net daar wie sit, kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons vanmôre hierdie voorsang, Here, kon geniet.
saam met die leiding van die Heilige Gees, om te kon herdenk, Here, die grootste dag, toe U vir ons gebore is. Here, dis vir ons 'n voorreg vanmôre, om te kan deel wees van die prentjie wat U gehad het. Klomp jare terug, was ons deel van U plan. En dankie dat ons weet van die toekoms wat voor lê. U beloof in Hebreërs, Here, dat U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. En dankie dat ons hierdie feesseisoen kan ingaan. Môre is dit die 1 Desember. Die feestyd breek aan. Maar dat ons nooit sal vergeet nie. You are still the reason for the season. En dankie dat ons vanmôre net aan U die lof en eer kan bring. Want daar is en was en sal nooit iemand soos U kan wees nie. Bid ons dan vanmôre in Jesus naam. Amen. En amen. Baie dankie.